Goeiemôre en welkom by ons erediens hier vanuit Grootbrak gemeente. Of jy vandag by die huis is, of jy by jou kinders kuier, of jy in 'n ander land is van waaraf jy ook al inskakel, wil ons vir jou sê welkom. Jy is op 'n besonderse manier deel van hierdie erediens saam met ons vandag. Ons woordem vir vandag waar ons eintlik so 'n bietjie uitroep en vra dat die Here ons hier sal ontmoet waar ons is, kom vanuit Psalm 34 en ek lees graag vanaf vers 2 vir ons. Ek wil die Here die hele tyd prys, my mond is voortdurend vol van sy lof. In die Here sal ek roem, verdruktes sal dit hoor en hulle verheug. Maak saam met my die naam van die Here groot, ja, laat ons saam sy naam verheerlik. Ek het die Here geraadpleeg en hy het my geantwoord, van al my verskrikkinge het hy my gered. Verdruktes kyk op na hom en hulle straal, hulle gesigte hoef nie rooi van skaamte te wees nie. Hierdie magtelose het geroep en die Here het gehoor en uit al sy benoudhede het hy hom verlos. Die engel van die Here trek 'n laar rondom hulle wat vir die Here ontzag het en hy red hulle. Beproef dit en ervaar, die Here is goed. Gelukkig is die mens wat by hom skuil. Ek en jy kan vandag ook uitroep na die Here. Ons kan vra dat die Here ons ook beskerm. Elkeen van ons kan ons skuiling by die Here vind. Dit is hierdie God wat hemel en aarde gemaak het, wat my en jou uitnooi om in 'n verhouding met hom te leef, by wie ons skuiling kan soek, wat vandag ook vir jou kom groet. En hy sê vir jou genade en vrede vir jou my geliefde. Mag jy ook vandag in die besonder iets van God se teenwoordigheid saam met ons beleef, wanneer ons deel is van hierdie erediens. Kom ons raak 'n oomblik stil en stel onsself in op die woord van God. Ons Vader wat in die hemele is, laat u naam geheilig word. Laat u koninkryk kom. Laat u wil geskied, soos in die hemel, so ook op die aarde. Gee ons vandag ons daaglikse brood en vergeef ons skulde, soos ons ook hulle vergeef wat teenoor ons skuldig staan. En bring ons nie in die versoeking nie, maar verlos ons van die bose. Want aan u behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. Amen. Ons is in die week voor Hemelvaart, waar ons donderdag saam almal gaan terugkyk op Jesus Christus se Hemelvaart. Ons gaan dit terugdink daaraan, ons gaan iets daarvan vier, en terwyl ek dit nou noem, wil ek jou graag nooi, as jy hier in Grootbrak is, om donderdag aand 6uur, saam met ons deel van die erediens te wees, saam met ons die Hemelvaart te vier. Maar ons is nou in die week voor die Hemelvaart, en ons teksgedeelte vir vandag help ons om iets van die hemel, die hemelse werklikheid raak te sien. Dit is amper asof ons so 'n klein blik deur 'n sleutelgat kry om te sien hoe die hemel sal lyk. Ons word genooi wanneer ons hierdie teks lees om reeds nou daarvan deel te wees, reeds nou iets van die hemelse werklikheid hier te kan beleef en vir mekaar te wys. So wanneer ons vandag hierdie teksgedeelte saam gaan lees, mag ons onthou dat dit ook ons uitnodiging is om ons oë gefestig te hou op God, op 'n nuwe Jerusalem, oor hoe die lewe hierna gaan lyk. Voordat ons die teksgedeelte saam lees, kom ons bid saam. Ewige en almagtige God, u ken ons harte, u ken al ons begeertes. Vir u is niks verborge nie. Reinig daarom ons harte
deur die werking van die Heilige Gees, sodat ons U volmaak mag lief hê en die heilige naam mag groot maak deur Jesus Christus ons Here. Lei ons deur die Heilige Gees, wanneer ons U woord lees, wanneer ons dit oordink, wanneer dit deel word van ons eie menswees. Here, dat ons dieper in ons verhouding met U sal groei, sodat ons kan leef in U koninkryk, in U nuwe Jerusalem, sodat die wêreld sal glo. En daarom vra ons met groot afwagting, spreek Here, U dienaar luister. Amen. Ons skriflesing vir vandag kom uit Openbaring 21 en 22, wat die einde van die Bybel is. Dit is eintlik vir ons so 'n opsomming van die boek van Openbaring, maar eintlik so 'n bietjie 'n samevatting van dit wat ons reg deur die Bybel leer, wat ons raak lees, en dan kry ons hierdie mooi beelde aan die einde van Openbaring. So ek wil jou graag nooi om saam met my Openbaring 21 vers 10 en dan vanaf vers 22 tot Openbaring 22 vers 5 saam te lees. Vers 10 sê: Hy het my toe deur die Gees na 'n groot en hoë berg geneem en my aan die heilige stad Jerusalem gewys, wat van God uit die hemel neergedaal het. Vers 22: 'n tempel het ek egter nie in haar gesien nie. So dis die beeld wat Johannes van Patmos hierso sien, van die nuwe Jerusalem, die nuwe werklikheid. En hy gee ons 'n beskrywing van dit wat hy daar sien. 'n Tempel het ek egter nie in haar gesien nie, want die Here God, die Almagtige, en die Lam is haar tempel. Ook het die stad nie die son en die maan nodig om haar te verlig nie, want die heerlikheid van God het haar verlig, en die Lam is haar lamp. En die nasies sal leef in haar lig, en die konings van die aarde sal hulle heerlikheid na haar toe bring. Haar poorte sal bedags nie gesluit word nie, en daar sal ook nie meer nag wees nie. Hulle sal die heerlikheid en die eer van die nasies na haar toe bring, en niks wat besoedel is, en niemand wat iets gruweliks en vals gedoen het, sal ooit toegang tot haar kry nie, slegs hulle wat opgeteken is in die boekrol van die lewe van die Lam. Toe het die engel aan my 'n rivier met water van die lewe gewys. Dit was helder soos kristal, en het gestroom uit die troon van God en die Lam. In die middel, met die hoofstraat aan die een kant en die rivier aan die ander kant, staan die boom van die lewe, wat 12 keer vrugte dra. Elke maand dra dit vrug. En die blare van die boom bring genesing vir die nasies. Daar sal geen vloek meer wees nie. Die troon van God en die Lam sal in die stad wees, en sy diensknegte sal hom dien. Hulle sal sy aangesig sien, en sy naam is op hulle voorkoppe. Daar sal ook nie meer nag wees nie. Die behoefte aan die lig van die lamp en die lig van die son sal nie meer daar bestaan nie, omdat die Here God hulle sal verlig, en hulle vir ewig en ewig as konings sal heers. Tot sover lees ons vandag. Baie keer wanneer ons hierdie beeld lees, vorm ons vir onsself hierdie letterlike uitbeelding van hoe die nuwe Jerusalem veronderstel is om te lyk. Maar wanneer ons Openbaring lees, die hele Openbaring, besef ons dat Openbaring eintlik 'n boek vir beeldspraak is. Daar word baie beelde gegee om vir ons 'n dieper betekenis uit te lig. Nou ek weet vanuit my jong dae uit, en ek praat nog met baie mense, is ons bietjie bang om Openbaring te lees. Dit is 'n boek, omdat hy met soveel beelde gevul is,
wat ons so 'n bietjie onseker laat. Ons weet nie altyd wat om van hierdie beelde te maak nie. Ons weet nie hoe om oor die beelde te dink nie. Moet ons elke beeld wat ons lees letterlik opvat? Moet ons al die beelde wat ons lees eintlik so 'n bietjie figuurlik interpreteer? Wat maak ons met hierdie beelde? So wanneer ons vandag hier uit Openbaring lees en 'n beeld van die nuwe Jerusalem sien, moet ons onsself afvra, wat maak ons met hierdie beeld? Kry ons hierdie letterlike uitbeelding van hoe die nuwe Jerusalem gaan lyk, so in die afwagting tot die hemelvaart? Is dit eintlik vir ons hierdie vooruitsig om te weet, dis hoe die hemel gaan lyk en dis hoe dit gaan funksioneer en dis dit? Of moet ons mekaar sê, dalk gaan dit presies so lyk? Nie van ons was al daar nie, ons kan nie met 100% sekerheid sê nie, maar dalk is daar 'n bietjie meer agter dit. Dalk is daar soveel beeldspraak wat ons heen wys om iets van God te ontdek. Iets van God se volheid hier aan die einde van die Bybel te ontdek. Wanneer ons vandag Openbaring 21 en 22 lees, moet ons mekaar sê, dit is beeldspraak. Dele van dit lees ons letterlik, dele daarvan interpreteer ons op 'n ander manier. Juist sodat ons iets van God se volheid kan raak sien, dit kan beleef en dat ook uiteindelik deel raak van hoe ons nou hier op aarde leef. So wanneer ons hierdie beelde lees, dan kan ons onsself self insien hoe die nuwe Jerusalem fisies gaan lyk. As 'n mens op die internet so 'n nuwe Jerusalem intik en jy kyk na die beelde wat op die skerm kom, is een van die eerste beelde hierdie beeld wat jy nou sien. Dis 'n kubus, dis perfek, die lig straal van dit uit. Daar's nie mure wat dit afkeer dat jy niks kan sien wat binne-in aangaan nie. Dis soos 'n glasmuur sodat ons kan sien wat binne-in Nuwe Jerusalem aangaan. Die stadspoorte is parels. Alles lyk mooi en goed en reg daar binne. Maar wanneer ons na hierdie beelde kyk en die Bybel in geheel saam lees, dan ontdek ons dis nie onbekende beelde nie. Dis nie iets vreemds wat ons nog nooit gesien het nie. Hierdie beelde wat ons hier in die beskrywing van die nuwe Jerusalem vind, wys ons eintlik terug na verskeie beelde wat ons reeds in die Bybel sien. Dit wys ons terug na iets wat bekend is. Iets wat veronderstel is om bekend te wees. As ons dink aan die eerste lesers van die boek van Openbaring, die mense wat eerste keer hierdie boek gelees het, dan moet ons mekaar sê dat dit eintlik baie bekende beelde vir hulle was. Ons leef vandag in 2025 baie ver verwyderd van die begrip van daardie beelde. Maar in daardie tyd was dit eintlik baie bekend. Dit was nie iets wat vreemd was nie. Dit was nie iets wat hulle bang gemaak het nie. En daarom kan ons mekaar vandag ook sê, dit is nie veronderstel om 'n teks te wees wat ons so 'n bietjie onseker maak nie, wat ons so 'n bietjie ongemaklik laat nie. Dis eintlik 'n teks wat ons uitnooi om deel daarvan te wees en deel te hê in die nuwe Jerusalem. So ons lees dan vanaf vers 22 tot vers 27 'n baie mooi beskrywing en ek wil julle nooi om dit saam met my weer te lees. Dit sê: 'n tempel het ek egter nie in haar gesien nie, want die Here God die Almagtige en die Lam is haar tempel. Ook het die stad nie die son en die maan nodig om haar te verlig nie, want die heerlikheid van God het haar verlig en die Lam is haar lamp. En die nasies sal leef in haar lig, en die konings van die aarde sal hulle heerlikheid na haar toe bring. Haar poorte sal bedags nie gesluit word nie, en daar sal ook nie meer nag wees nie. Hulle sal die heerlikheid en die eer van die nasies na haar toe bring, en niks wat besoedel is, en niemand wat iets gruweliks en vals gedoen het,
sal ooit toegang tot haar kry nie, slegs hulle wat opgeteken is in die boekrol van die lewe van die lam. Wanneer ons hierdie eerste vers lees van die tempel wat ons nie daar gesien nie, dan kan mens eintlik jouself afvra, maar waarom nie? Is daar nie 'n plek waar almal bymekaar kom om saam God se naam groot te maak nie? Want in Openbaring 5 lees ons al van die gemeenskap van gelowiges wat bymekaar kom, die nuwe kerk. Waar kom hulle bymekaar? En dan dink ons terug aan die beelde wat reeds bekend is. En dit wat ons reeds in die Bybel op verskeie plekke raak gelees het. En dan onthou ons dat die tempel eintlik die simbool is van God se teenwoordigheid. Wanneer ons terugdink aan die volk wat deur die woestyn getrek het, hulle die ark saam met hulle gedra, en hulle het 'n sekere manier gehad oor hoe hulle die ark moet dra, want hulle mag nie aan die ark self vat nie, want God se teenwoordigheid het hulle geglo is daar binne-in. Hulle geglo dat as jy aan die fisiese ark gaan vat, dat jy gaan dood neerslaan. So toe hulle in die beloofde land ingetrek het hulle die ark op 'n sekere plek in die tempel geberg, en die tempel was dan vir hulle die simbool van God se teenwoordigheid. Toe hulle in ballingskap weggevoer is, toe die tempel verwoes is, was die volk se begrip dat hulle van God verlate is. Hulle is weg van God geneem, want hulle kan nie by die tempel self wees nie. So ons weet en ons onthou dat die tempel die simbool is van God se teenwoordigheid. Wanneer ons dan nou na die teks kyk, na die nuwe Jerusalem, word ons herinner, dit is nie nodig vir die tempel nie. Want die tempel wat iets van God se teenwoordigheid uitgebeeld het, kan nie hier God vasvat nie. God is alomteenwoordig. Ons lees hier die heerlikheid van God straal. Almal beleef iets van God se heerlikheid in die nuwe Jerusalem. Wanneer ons vandag as gelowiges saamleef, kan ons mekaar ook sê en erken dat God hier teenwoordig is, dat hy deur sy gees by elkeen van ons is. God is reeds alomteenwoordig en 'n nuwe Jerusalem, daar sal ons iets van die volheid van God se teenwoordigheid kan beleef. Maar reeds hier op aarde waar ons nou leef, begin ons reeds iets van die nuwe Jerusalem beleef. Wanneer ons God se teenwoordigheid beleef. Wanneer ons saam bely en saam erken dat Jesus die Here is. Die tempel is daar nie in die nuwe Jerusalem nie, want God is alomteenwoordig. Ons beweeg dan aan na die volgende beeld wat ons in ons skriflesing vir vandag vind, en dit gaan oor die boom en die water. Nou wanneer ons praat oor die boom van lewe, dan is daar so 'n vlaggie wat opgaan. Ons almal dink terug aan die skepingsverhaal van waar daar 'n boom was wat 12 maande van die jaar vrug gedra het. Die boom van lewe. En hier aan die einde van die Bybel, hier in die laaste hoofstuk, lees ons weer van die boom wat 12 maande van die jaar vrug dra. Wat se blare genesing bring. Dis vir ons die beeld daarvan dat alles weer perfek sal wees, dat alles herstel sal wees. Nie noodwendig soos in die tuin van Eden nie, want die beeld wat ons hier in Openbaring kry, is meer iets soos 'n groot stad. Soos nie noodwendig dieselfde as presies aan die begin van tyd nie. Maar hier aan die einde sal alles herstel wees. Sal alles wees soos wat God dit bedoel het om te wees. Wanneer ons dink aan die water wat vloei, die lewende water, dan dink ons terug aan Jesus Christus wat self gesê het, ek is die lewende water. Wie na my toe kom,
sal nooit weer dors kry nie. Maar ons dink ook selfs verder terug. Aan die teks in Esegiel 47, vers 1 tot 2 en dan vers 12, wat vir ons iets van hierdie beeld so mooi kom uitpak. En ek wil julle nooi om Esegiel 47 dan nou saam met my te lees. Vers 1 sê, die man het my teruggeneem na die ingang van die tempel. Kyk, water het onder die drempel van die tempel uitgestroom aan die ooste kant. Die voorkant van die tempel was immers aan die ooste kant. Die water het onder die tempel uit aan die regterkant suid van die altaar afgevloei. Hy het my deur die noordelike poort uitgeneem en my buite om laat gaan na die buitepoort wat oos front. Kyk, water het uitgeborrel aan die regterkant. Vers 12 sê dan, aan weerskante van die stroom op sy walle sal allerhande vrugtebome groei. Hulle blare sal nie verwelk nie, hulle vrugte sal nie opraak nie. Elke maand sal hulle nuwe vrugte dra. Want dit is uit die heiligdom dat hulle water vloei. Hulle vrugte sal as voedsel dien en hulle blare tot genesing. Is dit nie wat ons hier in Openbaring 22 dan nou ook lees nie? Maar ons terugdink aan Esegiel 47, dan moet ons mekaar sê, wat was die konteks van daardie tyd? Hoe die gelowiges geglo, sal dit wees wanneer die Messias kom? Onthou, hulle het uitgesien na die koms van die Messias, en hulle het mekaar gesê, dat wanneer die Messias kom, sal water uit die tempel uitborrel. Lewende water sal vloei, en die bome sal vrugte dra 12 maande van die jaar. Die blare sal genesing bring. So wanneer ons hier in Openbaring dan juis hierdie beeld vind van die water wat vloei, lewende water, van die vrugtebome wat vrugte dra 12 maande van die jaar, van die blare wat genesing bring, dan herinner dit ons dat die Messias wel gekom het. Dat ek en jy reeds redding gevind het. Dat Christus ons reeds vrygemaak het van ons sondes en daarom kan ek en jy ook deel hê aan die nuwe Jerusalem. Daarom kan ek en jy nou hier op aarde reeds vrug dra. Die vrug van die Heilige Gees. Juis sodat die res van die wêreld kan glo. Dat hulle daardie lewende water kan ontvang, maar dit ook vanuit hulle na die res van die wêreld toe kan vloei. Ek gesels so 2 weke terug met 'n man vanuit Mosselbaai uit en hy vertel vir my van die projekte waarmee hy besig is en hy sê hy het 'n kuns- en kultuursentrum daar in Mosselbaai wat hy graag jong mense van die straat af nooi. En hy het 'n baie groot passie vir die jeug. So dit is waarop hy fokus. Maar hy sê hy kan enigiemand innooi, maar baie spesifiek mense wat van die straat af kom en hy leer hulle hoe om hulle self te versorg, hoe om werk te kry en hy stap regtig 'n lang pad saam met hulle. En deel van hierdie kursus wat hulle deurgaan is om 'n opvoering te doen, om fondse in te samel, om op 'n manier vir hulle nuwe klere te kan kry, om hulle self te kan voorstel aan mense. En wanneer hulle besig is met hierdie rolspel, dan sê hy vir hulle, onthou dat wanneer jy besig is om 'n rol te vertolk, moet jy eintlik elke deel van daardie karakter oplees. Jy moet dit bestudeer. Dit moet eintlik so 'n bietjie deel word van jou menswees. Hy sê dat as hulle baie keer iets van 'n hawelose mens moet uitbeeld, dan doen hulle dit regtig goed want hulle het iets daarvan in hulle eie liggaam al beleef. Hulle loop op 'n sekere manier, hulle praat op 'n sekere manier, hulle doen goed dan op 'n sekere manier. En hy vra vir my, is dit nie maar presies wat ek en jy as Christen moet doen nie?
Wanneer ons sê dat ons kinders van die Here is dit nie presies wat ek en jy veronderstel is om te doen nie, om Christus se karakter na te speur, te ondersoek, te kyk hoe het Christus op aarde geleef, juis sodat ons ook so kan leef. Is die Gees nie veronderstel dan om in my en jou te werk? Is ons nie veronderstel om dit toe te laat dat die Heilige Gees dan so in ons werk, dat ons begin leef soos wat Christus op aarde geleef het nie? Dat ons lewe nie dan eintlik begin getuig van die nuwe Jerusalem wat reeds nou vir my en jou beskikbaar is nie. Met ons lewe nie begin getuig van Christus wat ons kom vrymaak het nie. Ek en jy word uitgenooi reeds nou, hier wanneer ons Openbaring 21 en 22 lees, om deel te neem in die nuwe Jerusalem. So mense innooi. Want iets wat baie belangrik is dat die teks vir ons kom herinner, daar word nie onderskeid gemaak tussen wie in die hemelpoorte kan ingaan nie. Dit sê, die poorte is oop, enige iemand is welkom om in te kom. Enige iemand kan inkom wanneer hulle die uitnodiging van God aanvaar. Jesus Christus nooi ons, hy maak dit vir ons moontlik deur die genade van God om in te kan kom. Wie is ons om te keer wie kan inkom of dan nou nie? Wie is ons om te bepaal wie is waardig genoeg of dan nie om by die hemelpoorte te kan ingaan nie? Ek gesels in die week met 'n kollega van my, vriendin daar in Kaapstad, en ek sê vir haar, ek worstel bietjie met hierdie teks, want ons weet wat ons konteks is. Hoe nooi ons mense in, as ons weet, dis nie altyd veilig nie. En ons kan vir mekaar sê, ja, hier in Suid-Afrika wil ons nie graag vreemdelinge in ons huis innooi nie, maar dis nie net 'n realiteit hier in Suid-Afrika nie, reg oor die wêreld, is ek seker kan ons mekaar sê, jy sal nie net graag enige vreemdeling in jou huis innooi nie. Dit is jou veilige ruimte. So, hoe doen ons dit? Hoe leef ons iets van die nuwe Jerusalem nou, hier op aarde uit? Wanneer ons vriendelik is met mense, wanneer ons God se liefde uitleef, wanneer ons die vrugte van die Gees leef, hoe lyk dit prakties as ons mense wil innooi? En sy sê vir my, sy en haar man het mekaar op 'n ontmoetingswebblad gevind. So in die Engelse woord is 'n dating website. En sy sê aanvanklik was dit vir hulle moeilik want hulle wil graag mekaar leer ken, maar sy wil hom nie na haar huis toe nooi nie want sy ken hom nie. Hy wil haar nie na sy huis toe nooi nie want hy ken haar nie. En die veiligste plek vir hulle was om mekaar in publieke areas te ontmoet. Om in publieke plekke mekaar te ontmoet vir 'n koffie, dalk ietsie te gaan eet, dalk 'n fliek te gaan kyk, om in publieke areas by mekaar te kom. Hier in die kerk, is dit nie ons beste publieke area om mense te ontmoet, te leer ken, iets van die Gees wat in ons werk uit te leef, juis sodat ons eindelik iemand in ons huis in kan nooi nie. Sodat ons deure ook oop kan staan soos die hemelpoorte en mense innooi en sê jy's welkom by my. Jy kan nou hier by my waar jy saam met my eet, saam met my kuier, hier iets van die nuwe Jerusalem beleef. Is die kerk nie die plek waar ons dit kan inoefen nie? Waar ons met vreemdelinge kan gesels, hulle beter kan leer ken en uiteindelik nooi na ons huis toe nie. Maar daarom is dit belangrik dat ons kerk verskillende mense moet hê. Mense moet hê wat ek nie noodwendig ken nie. Dat ek kan 'n ontmoeting hê. Mense kan leer ken vir wie hulle werklik is. Maar belangrik ook, die kerk is nie die enigste publieke plek wat vir ons veilig is om mense te ontmoet nie. Daar's verskeie publieke areas waar jy iemand kan ontmoet. Dalk is dit by 'n vriend se huis waar jy 'n vreemdeling kan ontmoet. Dalk is dit by 'n gimnasium waar jy die vreemdeling kan ontmoet. Dalk is dit sommer hier by Spar
waar hy met die teller staan en gesels. God nooi ons uit om iets van die nuwe Jerusalem nou reeds uit te leef, om in publieke areas in te beweeg, iets van die Heilige Gees uit te leef, sodat mense genooi kan word, om saam met ons deel van hierdie nuwe Jerusalem te kan vier en te kan beleef. Amen. Almagtige God, wat 'n ongelooflike groot voorreg, dat ons deur die werking van die Gees reeds hier op aarde iets van die nuwe Jerusalem kan beleef. Here, ons weet nie noodwendig hoe dit gaan lyk wanneer ons die tydelike vir die ewige verruil nie. Maar ons weet wie is daar. Ons weet U is reeds daar. Maar U nooi ons om, wanneer ons hier op aarde nog is, wanneer ons hier leef, tussen mense beweeg, dat ons reeds nou iets van die nuwe Jerusalem 'n werklikheid sal maak. Reeds hier iets van die teenwoordigheid vir mense sal uitleef. Reeds hier gehoorsaam sal wees aan die roepstem. Reeds hier iets van die vrug van die Gees sal uitleef. En so gasvry sal wees, Here, dat mense sal inkom en meer van U sal beleef. Lei ons, waar ons nie noodwendig altyd weet hoe vorentoe nie. Dra ons, Here, wanneer ons nie die krag het om verder vorentoe te gaan nie. En help ons om te onthou dat ons reeds nou iets van die nuwe Jerusalem beleef. Amen. Ontvang die seën van die Here, die liefde van God ons Vader, die genade van die Here Jesus Christus en die krag en die werking van die Heilige Gees is by U en lei U om in die nuwe Jerusalem reeds nou hier uit te leef. Amen. Afkondigings NG Kerk Grootbrakrivier 25 Mei tot 1 Junie 2025. Sondag 25 Mei, dis vandag. Die teks is Openbaring 21 vers 10, 22 tot by 22:5. Tema: die nuwe Jerusalem. Ons prediker Dominee Sharnay Viljoen. Ons wil vir haar sê baie welkom terug op die preekstoel. Kategese, die spesiale offer is vir buitelandse sending by die deure. Tee word bedien in die kerksaal na afloop van die erediens. Almal welkom. Groenkloof preek om 10:00, Dominee Sharnay gaan ook daarheen. Woensdag 28 Mei 2025, blokbyeenkoms om 1800 in blok 10A, Tegniet Oos en Tegniet Sentraal en Wes by Maya Wagner. Kooroefening by die orgel om 16:45. Alle belangstellendes is baie welkom. Donderdag 29 Mei, Hemelvaartdiens. Ag, ons wil u uitnooi om die aand om 6:00 te kom vir hierdie diens. Dis 'n baie spesiale geleentheid en ons sal baie dankbaar wees as u vir ons daar ondersteun. Dominee Sharnay sal die diens waarneem. Sondag 1 Junie, die erediens om 10:00. Dominee Sharnay gaan weer die erediens hanteer. Kategese, die deuroffer tydens Pinkster is vir die Bybelgenootskap. Die sal bedien word in die kerksaal na afloop van die erediens. Almal baie welkom. Die groenkloof preek is om 10:00 en dit gaan deur Dominee Nelis Jansen van Rensburg hanteer word. Ons het Pinkster volgende week, van die week van die 1 Junie tot die 5de Junie.
Die 8de Junie sluit ons af in die kerkgebou om 10:00. Ons Pinksterdienste is 10:00 in Groenkloof, 6:00 in die kerkgebou, Sondag, Maandag, Dinsdag, Woensdag en Donderdag 1 tot 5 Junie. Dominee Nelis Jansen van Rensburg gaan hierdie dienste waarneem. Na die aanddienste kan u 'n koppie sop kom geniet in die kerksaal. Almal baie welkom. Neem kennis, ons eredienstye skuif na 10:00 tydens die maande Junie, Julie en Augustus. Gebedsgiste vir Junie 2025 is beskikbaar in die voorportaal. Die gebedsgidse, dankofferkoeverte, kerkbode en gemeentebriewe is ook by die traliehek van die kerkkantoor beskikbaar. Bybelblokraai en Bybelwoordsoek nommer 24, asook die antwoorde vir nommer 23, is beskikbaar in die voorportaal en by die traliehek van die kerkkantoor. Ons nooi alle nuwe lidmate om asseblief na die erediens tot voor die kansel te kom, waar ons u graag wil ontmoet. In die voorportaal is ook vorms beskikbaar wat u kan voltooi, sodat ons u vinnig kan leer ken. Dominee Dani besoek nuwe intrekkers. Indien u nog nie 'n besoek ontvang het nie, kontak of kom loer gerus in by die kerkkantoor om 'n afspraak te maak. Bestaande lidmate wat besoek verlang, kan ook gerus die kerkkantoor kontak of kom inloer om 'n afspraak te maak. Maandag, Woensdag en Vrydag tussen 8:30 en 12:30 is ons kerkkantoor oop. Ons bedieninge. Indien u bewus is van iemand wat nood, siekte of eensaam is en hulp benodig, ons omgeebediening is daar vir u. Kontak u kerkraadslid of die kerkkantoor. Ons wil gemeentelede kans gee om prakties betrokke te raak. By die deure is houers om enige nie bederfbare kosprodukte in te plaas, soos suiker, pasta, rys, konfyte, blikkies kos, seep, tandepasta, koffie, tee ensovoorts. Indien u by die omgeebediening betrokke wil raak, kontak vir Corrie Pieters. Getuienisbediening. Dit is Wolwedaan se boodskap, sop en brood. Ons nooi die gemeente om weer deel te neem aan ons projek om 'n bemoedigende boodskap, 2 liter sop en 'n brood te voorsien aan 105 gesinne elke tweede week. Die verdere uitreikdatums vir die tweede kwartaal is 14 Junie en 18 Junie. Ons grootste sopverskaffer is vir 2 maande uitstedig. So, ons nooi meer mense uit om asseblief te help met sopvoorsiening vir die volgende 2 maande. Ons het ook 'n sopresep wat ons graag met u deel. 100 gram sopmengsel, 100 gram rys, 100 gram lensies, 150 gram soja, 1 blok aftreksel en 1 pakkie sop. Om gaar te maak, roer ons 3,5 liter water by die mengsel en kook tot gaar. U kan dit skenk in die volgende 2 formate. Droë bestanddele in 'n glas koffiebottel of gekook en gevries in 'n 2 liter roomysbak. Behoeftes vir getuienisprojekte. Daar is deurlopende behoefte aan wolmateriaal, gare, borduurgare, linne, gebreekte keramiek, porselein vir mosaïekprojekte. En ons bedank u by voorbaat vir u deelname aan die getuienisprojek. Ondersteuningsgroep. Ons groep is 'n klompie toegewyde lidmate wat maandeliks by mekaar kom, by mekaar leer en vir mekaar ondersteuning bied. Die doel is om uit te gaan as geroepene na mense in ons gemeente en om na die gemeenskap uit te reik. Ons doen dit deur rygeleenthede vir doktersafsprake, hospitaalbesoeke en dis meer. Hulp met inkopies. Ondersteuning deur daar te wees tydens moeilike omstandighede. Uit te reik na mense om die toenemende probleem van alleen wees en eensaamheid te verlig. Ons wil graag hê die groenklopers moet regtig hiervan gebruik maak. Kontak vir Jana Priers
of Riet Jansen van Rensburg. Ons aktiwiteite, Vrydag 20 Junie is dit nou uiteindelik Magda Lou se konsert. Haar konsert is gekroon as een van die 5 bestes in haar kategorie by die KAK&K. Die tema, 'n les in letterkunde. Plek, Kerksaal, 6:30, die 20ste, koste R180 per persoon. Kaartjies by die kerkkantoor, of daar is beperkte sitplekke, so onthou van u kaartjies. Ons wil 'n spesiale dankie rig aan Isabella Wolmerans en Amos, wat saam so hard werk om ons tuine en Nissie area mooi te maak. Gaan loer gerus na die nuwe beelde by ons Nissie area. Baie dankie julle twee. FEBA Radio Suid-Afrika, ons bid vir FEBA Filippyne. Ons gebed vir die week, bid dat FEBA Filippyne se programme anders bekwame luisteraars en hul geliefdes sal help om krag en kameraadskap in Christus te vind. Loer gerus na ons webwerf nggrootbrak.co.za. Erediensbediening gaan u daar kry. Die skakel na die YouTube erediensbediening van 25 Mei deur Dominee Shanay is ook daar beskikbaar. Bybelstudiereeks, die Mei skep asem vir 'n dag, is vroegoggend in elke dag se padkos. Vind die weeklikse stof tot nadenke, oorvloed. Daar's ook gemeentenuus, die Hemelvaartdiens sal uitgesaai word, al die datums en tye vir die Pinkster in die kerkgebou en by Groenkloof is ook op ons webtuiste en die afkondigings word ook op die webwerf geplaas. Dominee Dani en Dominee Sharnay se adresse is ook op ons webwerf. Langstraat 10 is ons kerk. Ons kerk se telefoonnommer is ook daar vir u beskikbaar. Die webwerfadres www.nggrootbrak.co.za. Ons dankie vir u volgehoue bydrae en ondersteuning van die werk van die Here in ons gemeente.